Goeiemôre en so welkom weer by die Bybel. Ons het weer tyd vat om ons lewens te rig op die Here. Vandag gaan ons spesifiek fokus op Openbaring 3 vers 8. Wat jy sê dat die Here die een is wat deure kan oopmaak. En wanneer hy 'n deur oopmaak, is daar sekerheid in dit, want geen mens sal hy deur kan toemaak nie. Nou in hierdie wêreld is daar min sekerhede wat ons kan kry. Alles voel deesdae soos 'n risiko. En ons probeer maar goeie besluite neem tussendeur al die veranderlikes. Maar een ding is seker. As die Here iets doen, dan is dit blywend. En vandag gaan ons saam bid oor oop deure. Saam bid dat die Here vir ons dinge kom doen en net weer eens om vertrou dat hy die regte deur op die regte tyd vir ons sal oopmaak. So kom ons bid die Bybel. Ons hemelse Vader, dankie dat U die God is van deure. U is die God wat deure oopmaak en die God wat deure toehou. 'n Deur gaan oop om ons te seën en 'n deur gaan toe om ons te beskerm. Vandag kom ons daarom, Here, met harte vol vertroue, want elke oop deur of toedeur is vir U eer en vir ons goedheid. Dankie dat ons toekoms nie in mense se hande lê nie, maar in U se, Here. U regeer met wysheid, liefde en volmaakte tydsberekening. Leer ons om geduldig te wag. Leer ons om ons huidige realiteite te omhels, terwyl ons wag vir oop deure. Gee ons die wysheid om die deure raak te sien wat U reeds oopgemaak het, Here. En laat ons nie ons dankbaarheid verloor nie. Gee ons ook so die geloof om met gehoorsaamheid in hierdie reeds geopende deure in te stap. O, en Here, bewaar ons. Bewaar ons van deure wat mooi lyk, maar nie van U afkom nie. Bewaar ons dat ons nie dink oop deure is selfverdiend nie, en beskerm ons teen die deure wat sal lei na ons val en nie na U verheerliking nie. Vader, maak vandag deure oop waardeur ons U naam kan verheerlik. Maak deure oop om U liefde uit te leef, U evangelie te deel en U wil te doen. Laat elke geleentheid wat U gee, ons nader aan U bring en ander ook nader aan U bring. Ons rus vandag in hierdie waarheid, Here. U is die Here van elke liewe deur, elke geleentheid en elke nuwe begin. Daarom vertrou ons nie op geluk, omstandighede of ons eie krag nie, maar eerder op U. Hemelse Vader, dankie vir die vrede wat met daai vertroue kom. Dankie, Here, vir die krag dat ons sal ontvang om te kan wag. Ons eer U vir dit alles, en daarom bid ons dit in die naam van Jesus. Amen.